Julle kan julle Bybels oopmaak by Romeine hoofstuk 8. Ons kyk vanoggend na vers 9, 10 en 11. Maar ek gaan lees vanoggend van vers 5 af. So dit wat ons laasweek hanteer het. Romeine 8 vers 5 is waar ons begin lees, maar ons gaan net kyk van vers 9, 10 en 11 vanoggend. Romeine 8 vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die gees bedink, is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is. Want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. En dan ons teks van vanoggend. Julle is egter nie van die vlees nie, maar van die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as die gees van Christus nie, as julle die gees van Christus, as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as die gees, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees, hoofletter G, is lewe vanweë van die geregtigheid. En as die gees van hom, wat Christus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees, wat in julle woon. Sover ons geleesde gedeelte vanoggend. Kom ons bid en vra, dat die Here vir ons sal lei, en vir ons sal help om ook te besin oor dit wat ons vanoggend bestudeer. Here, ons het u hulp nodig. Ons is gewillig in ons hart, ons begeerte is om u te verheerlik. Maar ons is in hierdie worstelstryd, Here, teen ons eie vlees. En ons vra, Here, dat u vir ons sal help, dat ons juis in hierdie oomblik sal wees hulle wat, soos ons teks van laasweek in besonder gesê, dat ons nou geestelike dinge sal bedink. Dat ons gedagtes sal fokus op u woord en op u wil. Mag dit wees, Here, dat u vir ons sal lei in die waarheid van die woord ook nou. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het laasweek gekyk en ek het gepraat van twee fabrieke wat langs mekaar in dieselfde straat staan. En ek het gesê die een fabriek verteenwoordig die ongelowige, die ander fabriek verteenwoordig die gelowige. En so die gedagte is, hulle staan langs mekaar in die straat, hulle lyk presies dieselfde, wat beteken alles wat die een beïnvloed die ander. Maar, het ons laasweek gesien, die gelowige se denkwyse is anders. Ons denkwyse is anders as die ongelowige se. Want die gelowige soek om God te eer, en so sy gedagtes en sy belangstelling, en sy begeertes, en sy lewensdoel is daarop ingestel, hoe kan ek God tevrede stel? En dit veroorsaak dat terwyl ons soms in die sonde val, ons denkwyse, ons dade rig om te praat en te doen dit wat God verheerlik. Met ander woorde, terwyl hierdie twee fabrieke presies dieselfde lyk, produseer hulle verskillende produkte. Die ongelowige produseer dade wat spreek van dood. Terwyl die gelowige produseer dade wat spreek van lewe. Maar wat ek wil hê ons moet vanoggend raak sien, en dis belangrik vir vanoggend se teks, is dat hierdie mag wat binne ons werk, het ook 'n effek op ons uiteinde. Die uiteinde van hierdie twee fabrieke. So in terme van die fabrieke, die uiteinde van die een fabriek
is bankrotskap. Die uiteinde van die ander fabriek is sukses, maar in 'n geestelike term is die uiteinde van die een die ewige hel en die uiteinde van die ander die ewige lewe. Die Heilige Gees in die gelowige is hy wat die ewige lewe vir ons verseker. En dis dan waarna ons volgende kyk. Die Heilige Gees is in elke gelowige en dit gee vir ons die sekerheid van lewe, so hy is die Heilige Gees van lewe. Die Heilige Gees in die gelowige verseker dat hy die ewige lewe sal ontvang. En dit doen hy deur vir ons op 3 maniere sekerheid te gee. So ons kyk na 3 sekerhede wat ons met die Heilige Gees ontvang. Die eerste is, die Heilige Gees getuig van ware geloof. Die Heilige Gees getuig van ware geloof. Kyk daar in vers 9, verskoning. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as die Gees van Christus, as iemand die Gees van Christus nie het nie, dan behoort hy nie aan hom nie. So hier's die vraag, behoort jy aan Jesus Christus? Want as jy aan Jesus Christus behoort, sê ons vers, dan het jy die Heilige Gees. En as die Heilige Gees in jou woon, dan het ons laasweek gesien, en die vorige weke, dit moet sigbaar wees in die manier hoe jy leef. Laasweek het ons gesien, is dit nie, die gelowige bedink nie meer die dinge van die vlees nie, ons bedink die dinge van die Gees, ons word beïnvloed in ons gedagtes deur die dinge wat geestelik is, sodat ons praat en dink en doen dit wat God verheerlik. En so dit is eintlik 'n maklike vraag om te antwoord, is dit nie? Behoort jy aan Jesus Christus? Is soos om te vra, is jy 'n ware gelowige? En die antwoord is, hoe weet ek of ek 'n gelowige is of nie 'n gelowige is nie? Die vraag is die Heilige Gees in my? Want elkeen in wie die Heilige Gees is 'n gelowige. Elkeen in wie die Heilige Gees is, behoort aan Jesus Christus. En elkeen wat nie die Heilige Gees het nie, behoort nie aan Christus nie. En is nog dood in hulle misdade en sonde. Hoe weet ek of ek die Heilige Gees is? In my het, dis sigbaar in die manier hoe ek dink. Dis sigbaar in die manier hoe ek doen. Dis sigbaar in die manier wat ek praat. 'n begeerte om God te verheerlik. Johannes 14 vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Die Heilige Gees is in die gelowige en daarom ken ons hom en leef ons in sy wil. Ons begeerte is om God te verheerlik. Ja, ons val nog in die sonde. Maar daar's 'n begeerte, daar's 'n geneigtheid van my hart. Ek soek die dinge wat God verheerlik. Ek soek om God te behaag. Die gelowige val nog in die sonde, maar nie vrywillig of met vreugde nie. Sy wil is, hy wil God eer, hy wil God behaag deur wat hy doen. En hy beywer hom juis daarom met alles in hom om geestelike dinge te bedink en te praat en te doen. Dis die getuienis, broer en suster, of die Heilige Gees in jou is of nie. Woon die Heilige Gees in jou, is jou begeerte om God te verheerlik. Die gelowige se lewe word bestuur en beheer deur die Heilige Gees, nie deur die vlees nie. Om Sondag hier by die kerk te kom en hoogheilig te wees, is nie 'n getuienis van ware geloof nie. Ware geloof word gesien daar waar die tekkie die teer slaan. In die elke dag lewe. Wat is dit wat jou dryf? Wat is dit wat jy begeer? Wat is die dinge wat jy najaag? Dit
Verheerlik daardie dinge God. Is dit jou begeerte om God te verheerlik? Dis die getuienis daarvan dat die Heilige Gees in jou woon. En as die Heilige Gees in jou woon, dan is jy 'n gelowige. En as die Heilige Gees nie in jou woon nie, is jy nie 'n gelowige nie. Die Gees getuig van ware geloof. Hulle wat aan Jesus Christus behoort, sê vers 9, is nie meer in die vlees nie, maar hulle lewe deur die Gees. Nou moet my nie verkeerd verstaan nie, broer en suster, ons word nie gered deur ons eie werke nie. So jou goeie werke gaan jou nie red nie. Ons word gered omdat ons aan Jesus Christus behoort, maar as ons aan Jesus Christus behoort, dan het ons die Heilige Gees. En as ons die Heilige Gees het, dan sal die goeie werke volg. Die gelowige is een wat sy denke en woorde en dade gerig is om God te eer. Die gelowige is een wat die sonde afsterf en lewe om God te verheerlik. En so ondersoek jou eie hart vanoggend, broer en suster, vriend, en vra, waar is jou gedagtes? Waar is jou woorde? Waar is jou dade? Getuig dit van 'n geesvervulde lewe of getuig dit dat jy die vlees najag? Want niemand, sê ons vers, behalwe hulle in wie die Gees woon, en sodoende niet gemaak is deur die Gees. Niemand behalwe hulle in wie die Gees woon, en wie die Gees verander het, behoort aan Jesus Christus nie. Ware geloof is sigbaar deur die Gees wat jou lewe verander. Hy getuig van ware geloof. Maar tweedens dan, in vers 10 sien ons, die Gees is ook die waarborg van ons verlossing. Vers 10, die Gees is die waarborg van ons verlossing, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die Gees, hoofletter G, is lewe vanweë die geregtigheid. So ek wil begin deur te sê, dit moet nie 'n klein letter G wees nie, dit moet 'n hoofletter G wees, jy kan maar gaan kyk deur die vertalings ook. Dis interessant, die vertalings is amper half in die middel afgedeel oor, is dit 'n hoofletter of 'n klein letter G. So ons vertaling is nie die enigste wat dit 'n klein letter maak nie, maar ek is oortuig daarvan, vanuit die konteks dat dit moet 'n hoofletter wees. Dit verwys na die Heilige Gees. Dit verwys nie na my eie gees nie. Maar kom ons kyk, wat sê die teks in kort? Die teks in kort, vers 10 sê vir ons in kort, terwyl elke mens eendag gaan sterwe, sal die gelowige deur die geregtigheid van Jesus Christus verlos word uit die dood, en sal hy daarom die ewige lewe ontvang. Nou in vers 9 het ons gesien, die Heilige Gees is reeds maak reeds 'n sigbare bevestigende teken in my. Dis moontlik vir iemand om te kan sien of hy in Christus is of nie. Dis moontlik vir iemand om te kan weet of die Heilige Gees in my woon, want daar's bevestigende tekens wat die Heilige Gees reeds in my lewe doen. Hoe ek dink, hoe ek praat, hoe ek doen. Dit getuig of die Heilige Gees in my is. So nou reeds kan ek dit weet. So jy kan weet of jy 'n gelowige is of nie. Maar vers 10 kom Paulus dan nou en sê, al is jy in Christus, en hierdie is belangrik, al is jy in Christus, jy gaan nog eendag sterf. Dit is bestem vir elke mens om te sterf. Elke mens is aan die nietigheid onderworpe. Elke mens sal sterf. Hoekom? Vanweë die sonde is wat ons vers vir ons sê. Vanweë ons sonde sal ons elkeen sterf. Want die loon van die sonde, weet ons, is die dood. En dis hoekom elke mens sal, insluit in die gelowige, elke mens sal sterf. Ek dink ons is almal goed bewus daarvan, is dit nie? Ons is goed bewus ook daarvan dat gelowiges sterf. Want ons het geliefdes wat gelowiges was en hulle het gesterf. Maar sê Paulus,
in die tweede deel van die vers, dis nie die uiteinde van die gelowige. Terwyl ons sterf vanweë ons sonde, sal ons lewe vanweë geregtigheid. Wie se geregtigheid? Gaan ek lewe op grond van my eie geregtigheid? Natuurlik nie. So, dit praat hier nie van my eie geregtigheid nie, want ek het nie enige eie geregtigheid nie. Dit praat van die geregtigheid van Christus, wat aan elke gelowige toegereken sal word. So, as die gelowige sterf vanweë sy sonde, is dit nie sy uiteinde nie. Hy sal lewe vanweë die geregtigheid van Christus wat aan hom toegereken word. Dis 'n wonderlike vers hierdie. En hoe kan ek weet dat ek die ewige lewe sal ontvang op grond van die geregtigheid van Christus? Hoe kan ek weet dat ek op grond van Christus se geregtigheid die ewige lewe sal kry? Die antwoord is die Heilige Gees in my. Die Heilige Gees is die waarborg dat die geregtigheid van Christus aan my toegereken sal word. Omdat die Heilige Gees in my bevestig dat ek vers 9 aan Jesus Christus behoort. Elke mens sal sterf. Maar die wonderlike wete vir elke gelowige is, dis nie ons uiteinde nie. Die geregtigheid van Jesus Christus sal elkeen wat aan hom behoort uit die dood bring, terug na die lewe, vir ewig. Ons sal die ewige lewe ontvang. Wat sê Jesus vir ons in Johannes 11 vers 25, hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterf. Ons sal almal sterf. Maar al het ons ook gesterf, ons sal lewe vir ewig in Christus. Hiervan is die Heilige Gees in jou die waarborg dat jy verlos is van die ewige hel, en dat jy die ewige lewe sal ontvang, nie op grond van jou eie geregtigheid nie, maar alleen op grond van die geregtigheid van Christus. En so hierdie wonderlike sekerheid, jy weet, soos ek nou al reeds in vers 9 in ons vorige punt gesê, ons kan weet of die Heilige Gees in ons is. En as hy in jou is, het jy die waarborg, dat jy op grond nie van jou eie geregtigheid nie, maar op die geregtigheid van Christus die ewige lewe sal ontvang. Die begeerte van jou hart getuig, is jy een wat soek om God te verheerlik? Ja, ons val nog in die sonde. Ons moet nie by daai punt kom waar ons dink, ons is sonder sonde nie. Want die oomblik wat jy besef, of dink jy is sonder sonde, weet jy wat is die probleem met dit? Die oomblik wanneer jy dink jy is sonder sonde, het jy nie meer Christus nodig nie. Ons moet besef ons is sondaars. En dat die geveg teen die sonde hou aan, maar die probleem is, ons moet aanhou veg teen die sonde. Dis die getuienis van ware geloof, is nie een wat sonder sonde is nie, maar een wat dag vir dag veg teen die sonde en oorwin oor die sonde, meer en meer en meer en meer. Maar tot die dag van jou dood gaan jy nog vir Christus nodig hê. Tot die dag van jou dood sal jy nog in die sonde val. Maar is dit die begeerte van jou hart? Is daar 'n dryf agter jou wat sê, ek wil God verheerlik in alles wat ek doen? Wat is jou denkwyse? Wat is jou woorde? Wat is jou dade? Getuig dit dat die Heilige Gees in jou is. Want as die Heilige Gees in jou is, dan kan jy weet jy die ewige lewe. Want hy is die waarborg, die waarmerk van ware geloof en die waarborg van ewige lewe. En dit alles onverdiend, alleen op grond van die geregtigheid van Christus. Dank die Here vir dit. Maar dit bring my by ons laaste punt vanoggend. Die Gees bewerk ons opstanding. Die Gees bewerk ons opstanding, vers 11. Luister wat sê Paulus hier, hy sê, en as die Gees van hom, wat Christus uit die dode opgewek het, in jou woon,
dan sal hy, wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggaam lewend maak, deur die Gees wat in julle woon. Wie het Jesus Christus uit die dood uit opgewek? Die Vader het. Paulus bevestig dit in Galasiërs 1 vers 1, hy sê, ek is 'n apostel, nie vanweë mense of deur 'n mens nie, maar ek is 'n apostel deur Jesus Christus en God die Vader wat hom uit die dood uit opgewek het. So God die Vader het Jesus Christus uit die dood uit opgewek, sê ons vers. En as die Gees van God die Vader dan in ons woon, en omdat hy in ons woon, sal hy wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, naamlik die Vader, ook ons sterflike liggame lewend maak deur die Gees wat in ons woon. Dis 'n indrukwekkende verklaring van die drie-enige God, hierdie is dit nie. Jesus Christus is die een wat uit die dood uit opgewek is. Hoekom is hy uit die dood uit opgewek? Vir ons geregtigheid. Christus is uit die dood uit opgewek deur wie? Deur die Vader. Deur die Vader, sodat ons sterflike liggame ook deur die Vader opgewek sal word. Deur wie of hoe? Deur die Heilige Gees wat in ons woon. Die Vader het Christus uit die dood uit opgewek, en die Vader sal ons net so ook opwek. En hoe sal hy ons opwek? Deur die Heilige Gees wat in ons woon. So die Vader is die agent van die opwekking van hulle wat uit die dood uit opgewek is. Vir elkeen van die gelowiges sal hy die een wees wat ons uit die dood uit opwek, net soos wat hy die een agent was wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het. So ek wil eintlik hê ons moet dit nou raak sien, net so 'n bietjie van die punt af, dat Jesus Christus se opwekking uit die dode 2000 jaar terug is die bevestiging dat elke gelowige uit die dood uit opgewek sal word. So seker wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, so seker sal God die Vader elke gelowige in hom uit die dood uit opwek. Hy is ons waarborg dat God is in staat om ons uit die dood uit op te wek. Hy sal. Dieselfde opwekkingskrag wat gebruik is om Jesus Christus uit die dood uit op te wek, sal elkeen van ons opwek. En wat is dit wat opgewek gaan word? Dis belangrik. Wat sê die vers? Dis ons sterflike liggame. En dis belangrik. Ons sterflike liggaam, met ander woorde, hier dieselfde liggame waarin ons nou is. Hierdie selfde liggame waarin ons gaan sterf, dit sal opgewek word. Ons gaan nie nuwe liggame ontvang nie, ons gaan in hierdie selfde liggame opgewek word. Hoekom? Want dit sal staan as 'n getuienis dat die sonde oor ons finaal oorwin is. Die laaste ding wat die sonde van ons wegneem is ons lewe, is ons liggame. En God bring dit weer terug in die lewe. Hy herstel en vernuwe ons lewe, ons liggame tot ewige lewe. En dit antwoord die vraag wat baie keer van mense gevra word, sal ons mekaar herken as ons in die hemel is? En die antwoord is, ons sal mekaar kan herken, want dit gaan in hierdie selfde herkenbare liggame wees. Hoe weet ek dit? Want Jesus se disippels het hom herken, toe hy die dood uit opgestaan het. En dieselfde God sal op dieselfde manier elkeen van ons uit die dood uit opwek. Net soos hy Jesus opgewek het. Maar het is belangrik dat ons nie daai laaste deel van die vers sal mis nie, nee. Ons moet reg verstaan wat hier sê. Paulus sê dat God die Vader, wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, sal ons ook almal opwek. Maar hoe gaan hy dit doen? Hy gaan dit doen deur die Gees wat in ons woon. Dit is belangrik.
Want dit beteken dat daar is nie 'n enkele ongelowige wat kan, daar is nie 'n enkele ongelowige wat enige hoop het dat hulle uit die dood uit opgewek sal word nie. Hoekom nie? Want die Gees woon nie in hulle nie. Die Gees woon nie in hulle nie, hulle behoort nie aan Christus nie. Die Gees woon nie in hulle nie, die geregtigheid van Christus gaan hulle nie toegereken word nie. Die Gees woon nie in hulle nie, hulle sal nie uit die dood uit opgewek word nie. Maar elke gelowige kan verseker weet dat hy opgewek sal word, want die Gees woon in ons. En daardie Heilige Gees, presies hoe dit gaan werk, kan ek nie vir julle sê nie. Maar daardie Heilige Gees in my gaan 'n direkte aktiewe rol speel in my opwekking uit die dood. So wat vers 11 vir ons sê, is hy bied vir ons hierdie sekerheid dat so seker soos Jesus 2000 jaar terug uit die dood uit opgestaan het, en ons weet hy het die dood uit opgestaan, daar is meer dan 500 getuies gewees. So seker as wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek is, 2000 jaar gelede, so seker sal elke gelowige in wie die Heilige Gees woon, op daardie laaste dag opgewek word. Ons kan verseker weet dit sal gebeur, want die Heilige Gees in ons is noodsaaklik vir ons om opgewek te word. Dis hoe God ons sal opwek op die laaste dag, is deur die Heilige Gees wat in ons woon. Broer en suster, terwyl ons in hierdie lewe nog worstel met sonde, ons worstel en ons stry teen die sonde. En elke dag met die Heilige Gees alleen binne in ons, want ons kan nie deur die letter van die wet die sonde oorwin nie. Dis deur die Gees wat in ons is, wat ons in staat is om dag vir dag meer en meer hierdie geveg teen die sonde te wen. En daai Gees wat in jou is, wat jy kan sien, wat jy weet is in jou of nie in jou. Daardie Gees bevestig dat jy behoort aan Jesus Christus. Dat jy 'n ware gelowige is. Daardie Gees in jou is ook die waarborg dat jy, al sal jy eendag sterf, uit die dood opgewek sal word op grond nie van jou eie geregtigheid nie, maar die geregtigheid van Jesus Christus. En so seker as wat God Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, so seker sal God elkeen opwek in wie die Gees van Christus woon. En hy sal dit doen deur die Gees wat in hulle woon. Want die Gees is die getuienis, is dit nie. Dis die getuienis dat jy behoort aan Christus. Daai twee fabrieke lyk miskien presies dieselfde van buite. Maar die ding is, hulle is nie dieselfde nie. Hulle uiteinde is verseker nie dieselfde nie. My vraag aan jou, broer en suster, vriend, vanoggend is die Heilige Gees in jou? En ek wil sê, daar is nie 'n vraag wat meer belangrik is as dit nie. Is die Heilige Gees in jou, want dan getuig dit dat jy behoort aan Jesus Christus. Dan het jy die waarborg dat die geregtigheid van Christus jou toegereken sal word. Dan het jy die sekerheid dat jy soos Jesus Christus eendag uit die dood uit opgewek sal word in die krag van die ewige lewe. Ek vra weer, is die Heilige Gees in jou? Daar is nie 'n belangriker vraag as dit nie. Daar is nie 'n belangriker vraag as dit nie. Is die Heilige Gees in jou? Amen. Kom ons bid. Here, ons het U hulp nodig. Inderdaad, Here, sonder U hulp kan ons nie die ewige lewe ontvang nie. Ons dank U vir die Heilige Gees hier in ons. Elke ware gelowige het hom. En dis hy wat ons beywer vir die dinge van U eer.
Dis hy wat in ons werk 'n begeerte om U te verheerlik. Dis hy wat doodmaak in ons alles wat sondig en wêrelds is en van die vlees is. En ons rig op die dinge van dit wat geestelik is tot verheerliking van U naam. So ons het U hulp nodig, Here, om ons te help in die geveg teen die sonde, maar ons het U hulp vir meer as dit nodig, want wat help dit as ons perfek in hierdie lewe leef en ons gaan die verderf in? Ons het U hulp nodig deur die genade van Jesus Christus om vir ons die lewe te gee wat ewig is. Dat die geregtigheid van Jesus Christus op ons toegereken sal word, selfs al verdien ons die dood en die ewige hel. Sodat ons kan weet, Here, deur U genade alleen ons opgewek sal word op daardie laaste dag uit die dood. Tot die ewige rus wat ons by U sal hê. Bid, Here, dat U vir ons sal help. Dat ons dankbaar sal wees as gelowiges. En dat daardie dankbaarheid ons meer sal beywer, meer sal aanmoedig tot werk van U eer. En my gebed is, Here, dat elkeen van ons eie hart sal ondersoek. Dat U deur die Gees vir ons sal lei om te weet, die sekerheid te hê vir elke gelowige. En Here, vir hulle wat U dalk nie ken nie. Ek bid, Here, dat U deur die Gees genade aan hulle sal toon, dat hy in hulle sal intrek, en dat hulle so aan Christus sal behoort, en so die geregtigheid van Christus sal ontvang, en so verseker sal wees van die ewige lewe in hom. Ons dank U, Here, vir U kragtige genadige werk in elkeen van ons as gelowiges, en ons bid vir hierdie verlore gaande wêreld, dat die lig van Christus ook in hulle sal skyn, deur die kragtige werking van die Heilige Gees ook in hulle. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.